Heerlik om julle vanaand weer te sien. Dankie dat soveel van julle hier is. Vanaand begin dit al kouer word, maar donderdag aand dink ek gaan ons die rekord stel. So al wat ek vir die Here baie dankie vir sê is daar's nie so by betrokke nie. Die mense wat jy my nie ken nie sal nie weet nie, maar ek het 'n absolute nonsensop. Ek kan nie my lippe daaraan sit nie. En die mense bly my tart met sop en hulle bly vir my sopresepte stuur. En dis ongelooflik hoe effektief ek goed kan delete. Dus soos daar's baie gemeentelede wat vir my country en western musiek ook speel, stuur. Maar die Bybel sê ek moet my vyande haat en hulle vergewe, so ons doen dit nou maar. Mense, ek lees vandag 'n artikel van 'n paar jaar terug uit die koerant uit waar hulle vertel dat 'n kerk, daar's 'n kerk wat gestig is in Tennessee in Amerika in Carter County, ekskuus. En toe die kerk stig, toe moet hulle die eiendom registreer in iemand se naam. En die advokaat wat toe nou 'n lidmaat daar is, besluit toe hy wil graag redelik vroom wees oor die storie. En hy registreer toe die kerk se naam in die naam van the Lord God Almighty as die eienaar van die eiendom van die kerk. Nou so gaan dit toe nou 'n paar jaar aan en toe op 'n stadium besluit die kerk, hulle wil nou die kerk verkoop en na 'n groter gebou toe trek. Maar nou het hulle 'n probleem, want die eiendomsakte van die kerk sê die eienaar is Lord God Almighty. En voor jy die kerk kan verkoop, moet jy die eienaar opspoor en sy toestemming kry om die kerk te kan verkoop. So toe moet hulle 'n koerant advertensie uitneem om te vra dat the Lord God Almighty hulle sal kontak oor die verkoop van sy eiendom. En toe moet hulle 'n volblad advertensie in dieselfde koerant uitneem 2 weke na dit wat sê the Lord God Almighty could not be found in this county. And as a result, the court gives us permission to sell the church. Now imagine dat 'n kerk advertensie uitneem in die burger, die Here God is nie gevind in Kaapstad nie. C.S. Lewis het op 'n stadium gesê in sy boek Miracles, the presence of God is the most real thing we ever encounter. Hy is nie afwesig nie. Hy is hier en dis hoekom ons hier is. Want ons weet die Here is hier. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan die Here dien met ons offergawes, daarna gaan ek die seën uitspreek, en dan gaan ons die Here aanbid uit volle bors. Net vir die seën uitspreek, net vir julle herinner asseblief, daar snoekkaartjies te koop, daar voor in die voorportaal. Die snoekkaartjies is R50 een. Julle kan met PW gesels, die snoekkaartjies sal beskikbaar wees tot Sondag aand, maar ek vermoed julle sal veel vroeg inkom, sodat julle kan deel wees van die okasie hier in Junie maand. Dit is altyd 'n fees, En as daar van julle is wat wil saam braai, wat nog hier op die lys is, praat met PW, ek seker ons kan 'n plek vind vir iemand wat kan 'n squash swaai of 'n patat kan vir ons gaar maak. Dan ook, julle sien die sakke begin aanteel hier voor. Asseblief bring ou blikkie kos of iets ekstra nie bederfbare goed wat julle vir ons kan bring. Julle weet dit is vir lidmate van ons gemeente wat ons ondersteun en in die gange ook vir mense wat nood het. Hierdie kosstoor is 'n lifeline vir verskriklik baie mense. En dis vir baie mense 'n sigbare belewenis van die Here se sorg vir hulle.
So asseblief, as daar enige nie bederfbare goed is wat julle by die huis het, of wat julle vir ons kan saambring, julle kan asseblief vir ons dit net hier kom sit. My droom is nog steeds dat ons teen Sondag aand nie gaan plekkie hier vir die band nie. So kom ons kyk of ons hulle kan opskuif. Mense, kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Julle weet die eerste aand van Pinkster Sondag aand het ek vir julle gevra om te begin 'n oefening doen van 5 tellings inasem, 5 tellings uitasem, 5 keer. En elke keer as ons inasem, dan asem ons die goedheid van die Here, die genade van die Here, die liefde van die Here, die heerlikheid van God in. En wanneer ons uitasem, dan asem ons die spanning, die frustrasie, die woede, die seer, die hartseer, al die goed wat ons deur die dag beleef het uit. Kom ons raak stil en ek gaan vir julle kans gee om net saam met by daai oefening te doen. Ek gaan julle nie begelei nie, praat in julle eie hart, eie gedagtes met die Here terwyl julle dit doen. Die Here, wie se gees jou vul, jou ontmoet, jou optel, jou dra en jou vorm na Christus, is hier. Dis die naam van die drie-enige God wat ek julle daarom mag groet en vir julle mag sê, genade vir julle, vrede en krag, dat God ons Vader, Jesus Christus ons Here, net kom na ons lewens toe deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan ons aan by die Here. 3, 4. Ek sal bly woon in my. Dankie dat U ons verlos het. En die hemel verlaat, die weg gebaan van die aarde na die kruis. My skuld betaal van die kruis tot in die graf. Uit die graf weer opgestaan. Heer, ek wil die naam vereer. Heer, ek wil die naam vereer. Heer, ek wil die lof bezing. Ek sal bly woon in my. Dankie dat U ons verlos het. Heer, die hemel verlaat, die weg gebaan van die aarde na die kruis. My skuld betaal van die kruis tot in die graf. Uit die graf weer opgestaan. Heer, ek wil U naam vereer. Heer, die hemel verlaat, die weg gebaan van die aarde na die kruis. My skuld betaal van die kruis tot in die graf. Uit die graf weer opgestaan. Heer, ek wil U naam vereer. Heer, ek wil U naam vereer. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance
from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God.
soek ek na U. Ek word nou stil. Ek bid tot U, ek roep U naam, ek soek U aan, U verweldig my, U maak my stil, U vul my hart, U praat met my, ek het U nodig in my lewe, o Heer. Ek het U nodig om asem te haal. Ek het U nodig om my lewe te gee. Soos 'n verlorene, soek ek na U. Soos 'n verlorene, soek ek na U. Here, ons kom soek. Ons kom soek na U, nie omdat U ons nie gevind het nie, nie omdat ons nie weet dat U beskikbaar is nie, maar ons kom soek na U want ons honger na meer. Ons honger na 'n lewe wat gevul is met die Gees, wat geteken is in die diens van God. Ons kom soek na U want ons raak moedeloos, ons raak oorweldig, ons raak vasgekeer in ons eie denke. Ons kom soek na U want ons ken mense wat swaar kry en wat honger ly en wat siek is. Ons kom soek na U want ons weet van mense wat rou. En ons kom soek na U want alleen by U is die antwoorde vir alles in die lewe. Praat met ons, Here. Amen. Ek hoop dat meeste van julle kon die app aflaai wat ek gewys het daar gisterand, die toep. As jy nou baie Afrikaans wil wees. Lecture 365. Ek wil julle nooi, onthou dat ek vir julle gevra die eerste aand om die asemhalingsoefening wat ek nou gevra het, so 5 keer 'n dag. Stel die wekker, doen dit. Dan vat die app, gebruik hom vroegoggend, gebruik hom laat aand. Ek gebruik hom baie keer heel net voor ek gaan slaap, want ek kom net so uit na ek hom klaar gebruik het. Miskien omdat ek so hard hardloop deur die dag. Maar dis iets wat ek graag wil hê ons moet op reisie moet gaan. Soos ek gesê het, as dit nie vir jou werk nie, einde van die week delete hom. Maar as ons op die reis kan gaan en dit kan vir jou iets beteken, kan dit ongelooflik wees. Vanaand wil ek met julle gesels uit Efesiërs 3. Efesiërs 3, dis die brief van Efese hier vanaf vers 14. Daarom kniel ek in gebed vir die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaande dankie het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit sy rykdom van sy heerlikheid aan julle krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Net julle moet weer daai stukkie hoor, dat sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle krag sal gee om innerlik sterk te wees. Sodat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag in ons werk, wat magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Dis die gebed wat Paulus vir die gemeente in Efese bid. En ek wil 'n bietjie praat oor die innerlike sterk. Julle weet die hele reeks gaan oor Christus wat vorm aanneem, vorm vind in ons lewens. Sy Christus se vorming wat in ons lewe plaasvind. En ek wil vanaand 'n bietjie meer gesels oor buitegoed en binnegoed. Die buitegoed is die goed wat indrukwekkend lyk. Dis die goed wat mense na kyk en hulle is impressed daarmee. Dis die goed wat sigbare tekens is van sukses, voorspoed, vooruitgang, wat jy dit ook al wil noem.
Ek weet, toe ek 'n jong predikant was, dis ook nou net na Tafelberg geheuwel geraak het, dis so lank terug. Toe word ek hier in Stellenberg beroep as jeugpredikant. En op 'n stadium, mense, het dit goed gegaan. Ek meen, dit was verstommend. Die kerk het volgesit in die aande, jy weet, die jong cool dominee was in die gang. Die ouers het geglo, hierdie man het die antwoord vir al wat 'n kind is. Tydskrifte het onderhoude met my kom voer. Daar's 'n hele profiel in een van die Afrikaner tydskrifte, hy het kort daarna toegemaak. Ek gaan nie 'n verband lê nie. Maar ek het op hierdie golf gery van hierdie ou weet wat hy doen. Jy weet, en ek het ook hierdie lekker arrogansie gehad van man, I've got this thing waxed. Jy weet, dis die Here en ek. Jy weet, die Here en ek, maar ek is dalk so treetjie voor, jy weet, die Here sal inhaal. En ek het verskriklik gefrustreerd geraak as die res van die kerk net so onnoosel is om dit nie in te sien nie. Maar as ek terugdink aan daai tyd, en op daai stadium het ek nie eers so beleef nie, maar as ek terugdink aan daai tyd, was ek soos een van hierdie bosse wat verskriklike klomp blare het. Jy weet, as jy nou, daar's vrugtebome ons, man, hy blink van die blaar. Maar as jy gaan grawe, dan is daar nie verskriklik baie vrug daar nie. Want die binnekant is besig om uitgehol te raak. Richard Foster gebruik in sy boek Spirit of Disciplines, gebruik hy Spirit of Discipline, dink ek, gebruik hy 'n voorbeeld van 'n stuk aarde wat pragtig lyk. Mense bou huise daarop, bou paaie daarop, dis wonderlik om te bly, dis groen, dis pragtig, maar onder die grond is daar 'n myn, en die myn word deur water weggespoel, en eendag, as jy jou oë uitvee, dan sak daar 'n sinkgat in, en die huise en die karre en alles val in, en dit kan mense se lewens neem. En hy gebruik die beeld vir sy eie lewe, en hy sê, baie keer kan die goed wat rondom jou is op die oppervlak so goed lyk, so welig lyk, so wonderlik lyk, dat dit verskrik baie lof ontvang, maar in die eerste plek is dit hol aan die binnekant, is besonder vrot, die wortels is nie ingeslaan in die grond nie, in die tweede plek is dit net leeg, is net leeg. Jy is besig om oor goed te praat en te vertel wat jy self nie beleef nie. Jy vertel mense van die Here wat wonderwerke doen, en jy het 50 stories van ander mense. Maar die laaste keer wat 'n wonderwerk in jou eie lewe gebeur het, wat jy die egte belewenis van die Here se teenwoordigheid in jou eie lewe gehad het, is maande en selfs jare terug. En ek dink wanneer ons praat oor die feit dat Jesus Christus deur die Gees jou en my innerlik sterk wil maak, dan is dit die teenoorgestelde daarvan. Dat ons gewortel en gegrondves moet wees in 'n innerlike lewe wat nie net omsluit is met Christus nie, maar in die dieptes van die Gees vanuit dit leef. Dat ons vanuit die Gees se krag in ons leef. Dat gemeentes leef vanuit die genade en die krag van die Gees wat hulle vorentoe beweeg omdat Jesus Christus hulle vashou en hulle nie net goed doen omdat hulle aan die Here behoort nie. Veelvuldige gemeenteaktiwiteite wys nie dat die gemeente besig is om disippels te produseer. Dit wys dat die gemeente aktief is. Dit wys dat die gemeente hou van goed doen. Maar baie van die goed wat gemeentes doen, kan jy net sowel by 'n sport of 'n sosiale klub gaan doen, en dit sal regtig 'n verskil maak. Dit sal net so lekker daar wees, en 10 kan jy nog 'n ekstra drankie drink daar. So, die gemeente is besig, en is besig met baie goed, maar die gemeente produseer nie nuwe lewens nie, en die gemeente produseer nie disippels nie. Dit is 'n bietjie soos om 'n Nike-fabriek op te sit, en al die masjinerie te koop, en al die personeel aan te stel, en om voluit te hardloop vir 3 skofte 'n dag, en niks te produseer. Jy produseer dalk 'n paar blommetjies in die parkeerterrein, maar dis nie waarvoor die fabriek daar is nie. Dit gaan daaroor dat die vlak van jou gemeente betrokkenheid en besig wees met die goed van die Here nie bepaal hoe naby jy aan die Here is nie. Ek ken baie mense wat voluit vir die Here gaan. Hulle hele lewe wy aan die Here, voluit betrokke raak by gemeentes, en dan na 'n paar jaar, dan is hulle uitgebrand, dan is hulle opgechristen. Dan sit hulle verlof in van die Here. En dan is dit nie die Here se skuld nie. Dis omdat hulle op gemeente is, nie op Here is nie. In Amerika is daar 'n verskillende groot beweging op hierdie stadium in die gang,
van jonger mense veral, maar selfs middeljarige en ouer mense wat wegloop uit die evangeliese kerke uit. Hulle loop weg uit die evangeliese kerke, want hulle sê, hierdie kerke bedryf politiek, daar's 'n vlag voor in die kerk, hulle sweep mense op om vir 'n sekere kandidaat te stem, maar nêrens in hierdie kerk het ons die Here ontmoet nie. Ons sing, ons preek, ons lees, maar ons moet nie die lewende Here nie, al wat ons sien is hierdie, en dan loop hulle uit die kerk uit, hulle loop weg van die Here af, sê hulle wil hulle self un-Christian, maar omdat hulle nog nooit eers te doen gehad het met die lewende Here wat hulle innerlike lewe kan omdop nie. As mense 'n bietjie rondkyk rondom jou, sal jy internasionaal en plaaslik hierdie groot skandale sien van groot kerkleiers en groot, mense wat die hele wêreld gevolg het en hulle boeke gekoop het en hulle aangeloop het, en wanneer jy nou so 'n bietjie krap, dan kom al hierdie gemors uit. En al wat dit vir my sê is dat ons ergens iets mis in ons onderbou. Dat ons innerlike lewe leeg is. Ons uiterlike lewe kry dit reg om te blom. We know how to fake this. Ons is al lank genoeg in die game. Maar ergens aan die binnekant is daar iets missing van 'n egte belewenis, van 'n verhouding met die lewende God deur sy Gees, wat Christus Jesus se liefde ons laat oorweldig mee. En as ons dit nie het nie, mense, dan is ons besig met 'n baie duur oefening wat niks verander nie. Dan is ons besig met 'n baie duur oefening wat niks verander nie. So wanneer ons dink oor hoe dit, en ek gaan nou maar praat oor my eie ervaring 'n stukkie hier, maar ook wat die woord sê, hoe werk dit dan dat ons innerlike lewe lewendig word? Ek is mal oor rose. Nou in die droogte het omtrent al my rose uitgevrek. Ek dink ek het so 4 verdwaalde rosies daar in die tuin in oor. Maar een van die goed wat my verstom van 'n roos, die van julle wat tuin maak, jy snoei daai roos in sy lewe in hier in Augustus maand. Ek meen, dit wat oor is van daai roos, die eerste keer toe ek die rose snoei, toe snoei ek hom so bietjie in, toe kom 'n ou wat baie mooi rose af in die pad, en sê, wat doen jy? Ek sê, snoei die rose. Hy sê, nee my maat, jy het nie die rose gesnoei nie, jy het die rose skrik gemaak, kom hier dan wys ek jou. En hy sny daai rose dat daar sulke stokkies oor is, en ek tog, daar gaan nooit weer iets gebeur nie. En daai jaar loop daai rose beter uit as die vorige jaar, en kry meer blomme as die ander jaar. En nou elke keer dan wat gebeur is, ek laat daai blom so groot raak, en dan val die blare mos so onder, vir my pragtig. Kom die ou weer vir my en sê, wat doen jy hier so? Ek sê, kyk hoe mooi is dit. Hy sê, nee man, as daai roos verby is, dan sny jy hom af, jy dead hom. Jy sorg dat daai ding afgesny word, want hy trek lewe van waar die groei nodig is. En die groei is in die wortels en die stam nodig, nie in hierdie ou dooie dingetjie wat hier hang nie. Wanneer ons besig begin raak in ons innerlike lewe, of ons nou dink aan vrugtebome of rose of enige ander plant, dan begin groei in die innerlike lewe wanneer die uiterlike afgesny word. Wanneer ons gesnoei word tot op die been. Ons kan eers werklik uiterlik vrugte dra en blom wanneer ons in ons wese ingesnoei is, sodat al ons krag kan gaan na ons wortel toe en na ons groeipunte toe waar dit nodig is. Anders is ons besig met 'n fashion show. Dis maklik om 'n roosbos te vat en 'n klomp foto's van rose uit te knip en dit op die roosbos te plak. Maar dis nie lewe nie. Dis nie lewe nie. Lewe kom van binne af. Wanneer ons, sê Paulus in hierdie teks, wanneer ons innerlik sterk word, soos wat Christus dit bedoel deur die Gees, wat ons dan gaan begin agterkom is hoe groot en hoe wyd en hoe breed en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus is. Hy gaan verder, hy sê, ons sal vervul word met die volheid van God. Nou mense, dis mind-boggling. Ek weet nie of julle al daai teks probeer verstaan het nie, maar as hierdie karkas, en ek weet daar is baie van hom, maar as hy moet vervul word met die volheid van God, dan gaan ek bars, daar is te veel, it's just too much. Maar dan gaan hy aan en sê, dis is die mind-boggling belofte, dis kom Paulus sê, net daarna, hy het mag om veel meer te doen, as wat ons kan bid of dink, want dit is vir God moontlik, om die volheid van God, in jou en my in te plaas, deur sy Gees, wat ons innerlik sterk maak. Wanneer ons innerlik sterk raak, uit die Here se heerlikheid en glorie, dis dan wanneer ons hierdie goed begin raak sien. So as jy regtig wil oorstelpt wees, oorweldig wees, verstom wees, in awe wees oor God,
dan begin dit by hierdie proses van innerlik sterk word. En wanneer ons innerlik sterk word, hoe werk dit, sê die teks? Ons leef vanuit die rykdom van God se heerlikheid wat kom deur die Gees wat in ons woon. Dis wanneer ons begin leef uit die rykdom van God se heerlikheid. Dit beteken, dit gaan oor ons binnewerklikheid, ons binnewêreld. Ek kan eers regtig gefokus wees en leef vanuit God se heerlikheid wanneer ek ophou omgee wat ander van my dink. Wanneer dit ophou gaan oor die vertoon wat ek wys. Wanneer dit ophou gaan oor of ander mense goedkeur wat ek sê of nie goedkeur wat ek sê nie. En nou wil ek vir 'n oomblik net hierby stil staan. Want daar's baie mense wat vanaand in die kerk sal sit en met vaste oortuiging vir my sal sê, ek gee tog nie om wat ander mense vir my dink of sê nie. Maar wanneer jy 'n bietjie krap, dan kom jy agter hulle weet presies wat ander mense van hulle dink en sê, al gee hulle nie om nie. Want hulle sê dit omdat hulle te bang is om weer verwerp te word. Dis nie 'n egte ek gee nie om nie. Dis 'n ek gee eintlik vrek baie om, maar ek het al so seer gekry dat ek nou maak of ek nie omgee nie. Hulle is uiters bewus vir mense wat nie omgee nie oor wat ander mense se opinies is. So wanneer ek praat daaroor dat ons in die eerste plek onsself moet afsny van die verheerliking, die applous, die aanvaarding van anders voor ons innerlik sterk kan word, dan bedoel ek dit ten volle en ek wil vra dat selfs al sit jy vanaand hier en sê ek hoor nie oor wat ander oor my sê nie, dat jy ernstige selfondersoek gaan instel, want baie keer beïndruk jy mense deur te sê jy gee nie om wat ander mense van jou dink nie. My meisiekind is nou net in hoërskool en ek onthou baie goed van die tyd wat ek in die hoërskool was en die jeugbediening. Hulle het hulle eie lingo. Jy weet, dis soos hulle het hulle eie taal wat hulle so onderlangs praat. En op hierdie stadium is een van die goed wat hulle oor praat is die sogenaamde pick me girls en die pick me boys. Nou 'n pick me girl is iemand wat soos gaan en sê by die seun staan en sê ek is nie soos ander meisies nie. En die konsep van pick me kom pick me. I'm available, jy weet, selfs met die seuns, pick me. En daar's baie Christene wat so rondloop wat sê, ek is soos die ander nie, ek steur my nie aan wat ander dink nie. Maar op die ou end oriënteer hulle self nog voluit teenoor wat ander mense nie dink en sê van hulle nie. Want dis hulle verwysingsraamwerk. Kom ek probeer dit op 'n ander manier verduidelik. Toe ek groot word, het ek groot geword in 'n huis met 'n pa wat 'n volslae alkoholist was. Op die ou end is hy weg en hy's in 'n paupersgrave begrawe daar buite Sun City ergens. Want hulle kon nie sy nuwe vrou vind nie en hulle het nie geweet. Okay. So toe ek groot word in daai omgewing was een van my eerste besluite ek gaan nooit drink nie. Tot ek eendag besef dat of ek drink of ek nie drink nie, ek laat nog steeds my pa se gedrag my gedrag bepaal. Want om nie soos hy te wees is net so goed om soos hy te wees want dit gaan nog steeds oor hom. Hy is nog steeds die middelpunt van my besluit. So wanneer ons onsself afsny van ander, gaan dit nie daaroor dat ek nie oor hulle dink nie of dat hulle oor dink en waar dit gaan is dat my oriëntasiepunt, een oriëntasiepunt is en dis die Here en wat hy vir my wil hê. Dit gaan oor wat die Here se roeping vir my is. Dit is op 'n sekere vlak om so oorweldig te wees oor wat die Here van my wil hê, dat dit wat die ander mense vir my sê of doen en verwag, half so fade, want dit is minder belangrik. Dit vat soms swaar kry om hier te kom, mense. Dit vat soms pyn, dat ek moet my vriendskappe verloor. Dat ek my posisies moet prysgee. Dit vat soms dat ek alles moet verloor. Dat vertroulinge teen my moet draai, voor ek leer, dit gaan nie oor hoe ander mense optree nie, dit gaan oor in die eerste plek my verhouding met die Here. Want as dit nie begin in 'n innerlike lewe nie, dan kan ek nie voluit leef in hierdie verhoudinge nie. Want dan gaan hierdie verhoudinge deel wees van wat my terughou van dit wat Christus in my plant. Soms vat dit groot openbare mislukkings of privaat mislukkings, sodat ek kan by die punt kom waar ek alleen op Jesus Christus kan vertrou. Soms is dit so eenvoudig dat ek die Bybel optel en lees en skielik sien ek myself daar en ek besef, Jesus, dis nie wie ek wil wees nie. Die Here het vir my iets anders. Sodat ek na my binnekant toe moet gaan en besef, ek moet hier begin werk.
Ek het die punt heeltemal gemis. Partykeer is dit fisiese pyn en siekte, dat ek lê, dat ek nie kan beweeg nie, en dat die Here my daar moet kom ontmoet. Daar's baie goed wat kan gebeur, wat my kan afsny van my buitewêreld. Partykeer is dit doodgewoon, dat ek myself kliphard vasloop in die oorweldigende liefde en genade van die Here. Dis my favourite manier. Dis baie makliker. Maar wat dit ook al vat, wat die Here wil doen met jou en my, is hy wil ons snoei van die goed wat ons vir uiterlike vertoon doen. Hy wil ons snoei van die goed wat ons vir openbare verwagting doen. Hy wil ons snoei van die goed wat ons doen om ander mense tevrede stel en die game te speel om in te pas. Hy wil ons hê vir homself. Hy wil hê vir homself. Ek sê, Here, God, ek sê, jaloerse Here. Jaloerse Here. Wanneer ons begin leef uit 'n wêreld, 'n binnewêreld wat gevorm word deur God, deur die Gees, dan kyk ons terug na van die goed wat ons as normaal beskou het en ons wil cringe. Ek het al oor my meisiekind gepraat vanaand, maar so elke nou en dan, ek hou rekord van al die video's wat ek het van my kinders. Van baie klein af. So elke keer as ek so nou en dan my kinders net so pik of 2 wil afbring, dan sê ek, kom kyk gou hier, ek het 'n video van jou. En dan wys ek 'n video van wat hulle gedoen het toe hulle 3 was en 5 was. En dan wil daai kinders en hulle, ek kan nie glo ek was so onnoosel nie. Mense, wanneer ons begin terugkyk na ons lewe en al die goed ons vertoon gedoen het, die oomblik wat ons binne in die Here ingeslaan is en ons innerlik sterk raak vanuit die keusekrag, kyk ons terug na die goed wat ons aangevang het om ander mense tevrede stel en ons wil doodgaan van embarrassment. Ons het so die punt gemis. Waar begin hierdie groei? Waar begin dit? As ons nou gesnoei word, wat gebeur? In die eerste plek gaan dit daaroor dat ons gaan stil raak by die Here en stil sit by die Here alleen aan die begin. Nou dis vreesaanjaend. Ons lewe in 'n wêreld van muchness en manyness en noise. Ek lees 'n artikel vandag van 'n ou wat hulle nou redelik onlangs het hy en 'n span van 14 mense het in 'n grot ingegaan in die Pyrenees sonder enige tyd of enige kommunikasiestelsel na die buitekant en vir 40 dae het hulle in die donker gebly. Hy sê hulle het ingestap. Dit was nag. Hulle het nie geweet of dit dag of nag of wat is nie. Hulle het eers keer gaan slaap, hulle raak wakker in die middel van die nag, sê hy, wat hy gedink het is die middel van die nag, maar hy kan nie sien of dit nag of dag is nie. Hy gryp langsom op sy selfoon te kyk hoe laat dit is, daar is nie selfone nie. Hy kyk na die horlosie op sy arm en het hulle horlosies gevat. So die eerste week wou hulle mal raak, want hulle is afgesluit van elke teken, van wat's dag, nag, hy sê na die eerste week, toe kom die 15 van hulle by mekaar en hulle begin gesels oor hoe hulle dan gaan oorleef. Toe mense hulle na 40 dae kom uithaal, toe hulle vasoortuig hulle was nog net 30 dae daar, want dit het toe nou lekker geraak. In fact, baie van hulle wil teruggaan. En wat gebeur het, is hulle is afgesny van elke uiterlike oriëntasiepunt, en hulle moes in 'n ritme leef van hulle van hulle gemeenskap, nie geloof, hulle gemeenskap, en hulle moes uitfigure hoe dit werk. En wanneer ons werklik begin stil raak by die Here, wanneer ons afgesluit word, wanneer ons op ons boude stil sit en nie iets doen vir die Here nie, maar sit by die Here, wanneer ons begin onsself afsluit sodat ons kan luister na wat die Here vir ons wil hê, dan wil ons mal raak. Ek het so nou en dan op ons uitreike, dan het ek die tieners gevat, dan sê ek, okay, kom ons gaan vir 'n ry, dan drap ek hulle so af. So elkeen 'n kilometer van mekaar af, sonder 'n selfoon, ek sê, kom haal julle weer oor 2 ure. Nou het hulle nie selfoon nie, hulle het nie musiekie, hulle het nie geselskapie, hulle sit alleen daar in die bos. Daai goedjies is net so by sielkundige hulp omgedraai wanneer ek dit in die tyd wat ek gaan haal. Want alles rondom hulle is altyd in beweging en daar is altyd geraas. Ons lag so graag vir die tieners daaroor, maar trust my, dat ek 'n paar van julle daar neersit. Dan gaan ek 'n psigiater moet saamvat. Met medikasie. Want ons is so gewoond aan nie stil wees nie, aan besig wees. Dat ons die taal die vermoë verleer het om stil te raak. Ek glo regtig mense dat God vir jou en my nooi na 'n plek waar ons stil raak, waar ons intentioneel onsself afsonder. Ek praat nie van ek's eensaam as COVID en ek's op my eie nie. Ek praat van intentioneel van stil sit by die Here in sy teenwoordigheid en sê, Here, ek is hier, ek wag. Jesus het die voorbeeld vir ons gestel.
Hy het gereeld homself afgesonder om met die Vader te gaan praat. Hy het gereeld sy disippels vooruitgestuur en gesê, ek gaan eers hier stil raak met die Vader, gaan julle so lank vooruit. Nou raak ek meer besorg oor my binnewêreld. Mense, dit gaan nie daaroor, daar's party mense wat sê, ek gaan nou ophou make-up doen, want dit gaan nie oor die uiterlike, ek gaan oor die innerlike. Jy weet, ek gaan nou ou klere aantrek, dis nie punt nie, dis nie waar dit gaan nie. Waar dit gaan is, dat wanneer ek wil werklik verstaan wie die Here is, en ek wil innerlik sterk word, en ek wil die Here regtig begin raak sien, dan moet ek bewus raak van die rykdom van God se heerlikheid. Nou, hoe werk dit? In die eerste plek gaan dit daaroor, dat jy nie stil raak wat ek van praat, dat jy jou selfoon vat, en daar's 'n sleep function op jou selfoon, jy sit daai sleep function af, dat al die pings en dings en die pop-ups verdwyn. En dan draai jy hom om en jy haal die vibrate af, dat hy nie dalk vir jou net skrik maak nie. Jy doen dieselfde met jou laptop en elke ander ding wat kan ping en ring, en jy kan selfs die battery uit jou klokkie uit gaan haal as jy regtig nodig het. En dan gaan sit jy en jy gaan lees en bid die lofpsalms. Jy gaan kyk na die lofpsalms. Jy gaan lees hulle. Kyk die psalms wat die Here verheerlik en groot maak. Gaan lees Kolossense 1, gaan lees Efesiërs wat die Here besing. En wat jy doen is, en hier is jou uitdaging vir vanaand, jy vat 5 minute 'n dag, 5 minute 'n dag, vra nog 5 minute van jou. Jy vat 5 minute 'n dag, en daai 5 minute doen jy speurwerk. Jy gaan deur die Bybel, en jy soek elke beskrywing van God se heerlikheid, sy grootheid, sy liefde, sy almag. Soos jy die psalms blaai, dan lees jy sê, hier die Here heers oor die see, ek skryf dit neer. Die Here is die Here wat die uitspansel nie, ek skryf dit neer. En ek wil jy vir 5 minute met jy net 5 minute, jy mag nie langer vat nie. Vir 5 minute skryf jy soveel moontlik goed neer van die Here se grootheid wat jy kan vind in die Bybel. Word 'n speurder van God se heerlikheid in die Bybel. En na 5 minute dan voeg jy 3 van jou eie by. En dan wat jy doen is, jy lees dit, jy noem dit op, en jy praat met die Here daaroor. Jy vertel vir die Here wat jy gelees het oor hom. Jy vertel vir hom hoe amazing is, en hoe magic is, en hoe ongelooflik is. Toe ek 'n tiener was, het ek en 'n vriend van my, het ons 5 aande 'n week, het ons 'n uur saam gebid. So, ek dink dit begin as 'n manier om huiswerk te vir my, maar op die ou end het dit 'n ongelooflike belewenis van God se teenwoordigheid geraak, as ek en Etienne by mekaar is. En Etienne het hierdie ding gehad, hy het altyd vir die Here ergens in sy gebed gesê, Here, U is die roos van Saron. Nou, dis baie Bybels, maar ek het gedink, roos van, wat is die roos van Saron? Ek kan nie sê ek is die roos van Saron. Jy weet, en so, hier na 4 maande, dan maak ek my mond op om te begin bid, as dit nou my beurt is, want ons het so om die beurt gebid, en dan wil ek sê, roos van Saron, sê ek, nee, Here, jy gaan my op hierdie, ek weet eers wat dit is, ek gaan nie dit noem. Ek weet tot vandag nie wat dit is nie, maar binne 4 maande het ek hierdie roos van Saron begin doen. En die oomblik toe ek dit begin doen, toe is daar so 'n stuk verligting, want nou is ek, en ek weet nou nog nie hoekom ek moes dit doen. Maar wat ek vir julle wil sê is, wanneer ek begin die Here aanbid volgens wat hy in sy woord vir ons sê hy is, wat gebeur? Ek begin gefokus raak op sy heerlikheid. Wanneer ek gefokus raak op sy heerlikheid, dan begin ek dit oral raak sien. Daai lysie van jou, dat jy elke dag 5 minute aan gaan werk, vat dit saam met jou waar jy gaan. So elke nou en dan jy gaan sit, jy gaan haal 'n koffie man, rol jou lysie op, jy scan deur hom, en jy kies een van daai goed en jy sê, Here, U is dit. Halleluja, amen. En dan gaan jy. Okay? Jy hoef nie eers te sê halleluja as jy nie 'n charismat is. Maar wat belangrik is dat jy die Here soek, herken, want terwyl jy dit doen, gaan jy oral waar jy beweeg, gaan jy die Here se heerlikheid raak sien. Jy kan selfs een of twee worship liedere vir jou aflaai. Want dit is verskriklik belangrik dat terwyl jy fokus op wie God is, dan kom hy na jou toe en hy wys vir jou sy teenwoordigheid. En soos jy bewus raak daarvan, kom jy agter dat jy leef, beweeg en is in die Here se teenwoordigheid. Jou innerlike lewe word gefokus op die heerlikheid van God. Wat sê Paulus? Wanneer dit gefokus word op die heerlikheid van God en die heerlikheid van God vind vorm in my lewe, dan word ek innerlik sterk. Wanneer ek innerlik sterk word, dan word ek bewus van die liefde van God wat ons verstand te bowe gaan. So oefen om die heerlikheid van God raak te sien. Want terwyl jy dit doen, word die Here die fokuspunt, die oriëntasiepunt van jou lewe en die uiterlike goed raak minder belangrik. Want jy is besig om te fokus op die Here se heerlikheid, nie jou eie heerlikheid nie. Jy is fokus op die Here se grootheid, nie jou eie afskou nie. Hulle vertel 'n storie van 'n predikant wat so rondgetoer het en Pinksters gaan preek het en op 'n stadium kom op 'n dorpie in die platteland
En ons 'n tannie wat nou al te oud is om kerk toe te gaan. Maar almal vertel vir die predikant, jy's hierdie tannie leef naby die Here. Jy weet, jy kan sommer sien hoe die Here. En hy besluit toe nou maar, hy gaan nou maar vir die tannie kuier en hy gaan die middag na die tannie toe. En hy sit en hy drink haar tee en hulle gesels en hy sê vir haar, tannie, besoek die Here jou gereeld. Tannie sê nee. Sy tannie, hy dogter nou eers, sy's doof. Sy sê tannie, besoek die Here jou gereeld. Sy sê nee. Derde keer sê die ou, maar tannie, skree al, besoek die Here jou glad nie. Sy sê nee, hy bly hier. En dis vir my wat ek wil hê vir jou innerlike lewe. Die Here moenie jou innerlike lewe kom besoek nie. Hy moenie opdaag wanneer jy praise and worship, so 'n bietjie bid en so 'n bietjie Bybel lees nie. Hy moet hier bly. Hy moet hier bly. Die Here woon hier. Dis sy tuiste. En wat hy hier woon, is hy heeltyd besig om verbeterings aan te bring. In elkeen van ons lewens. Want dan, wat aan die buitekant toe gaan, is nie vertoon en blare nie, dis vrugte en is blomme. Dis 'n ryk oes. So mag ons innerlik sterk word. Mag ons geoes word van enigiets wat ander mense moet beïndruk. En mag ons gevul word met die Gees wat ons innerlik sterk maak. Amen. Here, baie dankie dat U 'n plan het met ons lewens. Dankie Here dat ons nie vertoonkaste is nie, maar vrugteboorde. Dankie Here dat ons nie plastiekrose is nie, maar lewende geure van God se teenwoordigheid. Vader, help ons om U te ontmoet, U heerlikheid te erken en U heerlikheid te aanbid. Vader, help ons dat U die middelpunt van ons bestaan is en dat U alleen ons innerlik sterk maak. Dat ons vanuit U leef en dat U hier woon. Amen. Kom ons staan en ons sluit af met die laaste lied. Sal wees. Jesus, alles gee U, wat ek is in U, wat ek ooit sal wees. Al my hoop, my blood, wat ek ooit sal wees. Ek wil julle net gou herinner, 5 by 5 by 5. Laai die app af, doen saam met ons die studie in die oggend, julle kan die aand ook. En gaan 5 minute 'n dag, gaan soek
die beskrywings van die Here, skryf dit neer en lees deur dit soos julle deur die dag gaan en sien die heerlikheid van die Here raak waar julle gaan. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal ons seën en ons bewaar. Die Here sal sy oorvloed vir ons skenk. Die Here sal sy heerlikheid oor ons laat skyn en ons innerlik sterk maak. Die Here sal sy vrede vir ons gee en ons gebede verhoor. Amen. I no longer a slave to fear. I am a child of God. I no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. I am a child.